Ons begin vandag, die eerste dag so met 'n nuwe reeks. Reeks wat ons laas jaar begin dink en droom het vir die nuwe jaar. En die reeks se naam is Saam op sending, 'n familie wat volg in die koning se voetstappe. En dis wat ons wil doen hierdie jaar. Dis wat ons wil doen. Ek en ons as kerkleiers wil dit doen. Ons wil in die Here se voetstappe volg. Ons wil in Jesus se voetstappe volg en ons wil in sy wil leef. En hoe hartseer sou dit wees as ons hierdie jaar begin en ons is maar net, jy weet, nog 'n jaar, nog 'n dingetjies en dieselfde dingetjies maar net oor. Nee, ons wil die Here se gesig soek en ons doen. En ons wil hoor wat wil hy doen? Wat praat hy met ons? En yes, sy missie en visie vir ons kerk het nie verander nie. Dit gaan ook nie verander nie. Maar daar's goedjies wat hy wil doen en ons as mense. So ek is excited vir die jaar en wat die Here ons roep om te doen en mag ons 'n kerk wees wat gehoorsaam is, wat toegewyd is, wat vol krag is. En dit gaan so 'n bietjie die fokus vandag wees, maar mag ons 'n kerk wees wat die koninkryk bou in Wellington en as ek sê dit regtig die koninkryk bou, want die oomblik sê ons bou die koninkryk van God, bou ons God se koninkryk. Ons bou nie ons eie koninkryk. Dit is maklik te sê ons bou 'n koninkryk en dit kan dalk jou eie koninkryk ook wees. Dit kan dalk jou eie kerkie wees of jou eie dingetjie of jou eie werk, maar as jy sê ons doen dit vir die koninkryk, beteken ons is totaal oorgegee aan die koning. En ons moet luister wat die koning sê en ons moet in die wil van die koning loop, nie ons eie wil nie. So ja, dis net wat op my hart is voor ek afskop. En my tema vandag is 'n lewe van gehoorsaamheid, toewyding en krag. 'n Lewe van gehoorsaamheid, toewyding en krag. Kom ons sluit ons oë en dan bid ek vir ons voor ek begin. Here, dankie vir 'n nuwe jaar, nuwe dinge, nuwe uitdagings. Here, mag hierdie jaar 'n jaar wees, Here, waar ons oor 'n jaar aan die einde kan sê, Here, ons het in U wil gehandel. Ons het U wil gevolg. Here, ons het geluister en ons het opgetree. Net te begin, Here, mag ons wees, mag ons kinders, mag ons diensknegte wees, Here, verteenwoordigers van die koning, Here, wat soos U lyk, Here, wat soos U wandel, Here, wat luister wat U sê vir die opdragte, Here. Here, ons menslike vlees smag na baie goeders, Here. Here, maar ons bid, Vader, dat ons sal luister wat U Gees sê, Here. Wat U smag oor ons, Here, in hierdie dorp en vir Wellington, Here. Here, ek kom bid vir elke persoon wat vanoggend hier is, Here, en wat deel is van Every Nation en deel is van die liggaam, Here. En ek kom bid, Vader, mag ons U stem hoor, Here. Here, mag ons hoor wat U sê vir ons, Here. En mag ons optree, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. So tema is, soos ek gesê het, 'n lewe van gehoorsaamheid, toewyding en krag. En as ons kyk na Jesus se lewe, was daai 3 aspekte daar. Daar was gehoorsaamheid, daar was toewyding en daar was krag. En ons vandag kyk na 2 gebeurtenisse in Jesus se lewe en dit is die doop en die doping van die Gees, maar ook die toe hy gevas het, toe hy versoek was in die duiwel. En ons sien hoe die toewyding en gehoorsaamheid in die begin van Jesus se lewe al daar was. En ek gaan begin by Matteus 3, waar Jesus gedoop was, maar voor ek daar kom, wil ek net vinnig konteks skep van Matteus 3. So Matteus 3 begin dit waar Johannes ek wil amper sê gereveal was en hy het gekom en het gesê die koninkryk van die hemele is naby. So hy het gekom met 'n missie. En ons ken Johannes, hy was 'n eenvoudige ou wat in die woestyn geloop het, gewandel het, gelewe van sprinkane en heuning, maar hy was geroep, soos Elia, om die pad voor te berei vir die koning, vir Jesus. En ons sien hoe die mense gekom het om te doop, om hulle sondes te bely, en hulle het die bekeringsdoop gedoen. En daar was ook die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerders wat gekom het en hierdie ding uitgekyk het
en wat wou weet, wat is Johannes, wat is Johannes se plan, wat doen hy, wat maak hy? En Johannes het hulle aangespreek en gesê, mag julle waardig wees van hierdie lewe van bekering en mag julle vrug dra. Mag julle lewe van bekering vrug dra. En hy het hulle aangespreek en gesê, as julle nie vrug dra nie, die byle is teen die stam, julle gaan afgekap word en julle gaan in die vuur gegooi word. So dit wat julle sê julle is en dit wat julle verkondig, lewe dit. En dan sê hy, daar gaan 'n Messias kom, daar gaan een kom wat ek nie waardig is, wie se skoene ek nie waardig is om uit te trek nie. En hy gaan kom en hy gaan julle doop in die Heilige Gees en in vuur. En in daai oomblik, toe kom Jesus daaraan. En dan lees ons die volgende, Matteus 3 vers 13 tot 15. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by Jordaan gekom en om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word en u kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Hoe mooi is hierdie stukkie nie, dat Johannes is verbaas en hy verstaan nie dit nie. Jy weet, hier kom die lam van God, die koning, God se seun, en Jesus vra vir hom, doop my. En dis eintlik so mooi dat Johannes, wat net 'n normale mens soos ons was, besef het dat hy kort ook die doop. Hy het nie daar gestaan en gesê, nee, ek is nie goed genoeg nie. Ag ek is goed. Niemand hoef my te doop nie. Maar hy het dit erken, dat hy moet ook gedoop word. En dan sê Jesus, baie belangrik, Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. En dit is wat gehoorsaamheid is. Dit maak nie sin nie, want Jesus het nie die doop nodig nie. Hy is perfek, hy is sondeloos, hy is die sondelose lam van God, en hier kom hy om gedoop te word. Nie omdat hy dit nodig het nie, maar omdat hy gehoorsaam moet wees. En vir die wat nog nie gedoop is nie, wees gehoorsaam. Dis al wat ek wil sê, wees gehoorsaam. Want miskien het jy dalk vra, hoekom, hoe werk dit en wees gehoorsaam soos Jesus. Jesus het vir ons bewys hoe werk dit. Want dan staan daar dat ons aan die wil van God voldoen. En dit is wat gehoorsaamheid is. Gehoorsaamheid is om aan die wil van God te voldoen. Ek kan eintlik daar stop. Maar dit is om te luister en op te tree. Dis om luister en te handel met dit wat ons gehoor het. En interessant, ons sien in Jesus se lewe, nog voordat hierdie hele doop afspeel, voor hierdie hele storie, sien ons dit, dat Jesus voor dit al onderdanig was, gehoorsaam was, en dat hy die wil van die Here gesoek het. En ons sien dit in Lukas 2, en is daai stukkie waar hy en sy pa, Maria en Josef, die Paasfees gaan vier het. Hy was 12 jaar oud. Dis eintlik in daai tyd, as jy 12 is, dan moet jy die Paasfees doen, en jy moet al daai goedjies ook doen, en hy het dit gaan doen, en Paasfees was verby, ma en pa het teruggekom, en toe kom hulle agter op pad terug, maar Jesus is dan nie by ons nie. Waar is Jesus? En die woord sê hulle het 3 dae gesoek, en hulle het teruggegaan, en hulle het vir Jesus gekry in die tempel, by die sinagoges, met die tempel seker ook, kyk as nie reg is. Ek is nou nie seker dat die sinagoge of die tempel was nie, maak nou nie saak nie. Maar hy het daar gesit, en by die skrifgeleerders, en die slim mense, en die rabbies, het hy 'n tyd spandeer, en hulle het hom vrae gevra, en hy het vrae gevra, en hy het geantwoord, en die mense was verbaas, skrifgeleerders, rabbies was verbaas, aan hierdie jong seun wat so wys is. En toe Jesus se ouers daar aankom, vra hulle toe vir hom, jy sê, maar ons is nou, hulle is angstig, en hulle is bietjie kwaad, en hulle soos, maar wat maak jy hierso? En die antwoord wat hy vir hulle gee is, het julle nie geweet, dat ek besig is met die dinge
van my Vader het. Hoe mooi is dit? Het julle nie geweet dat ek besig is met die dinge van my Vader het? Maria, die woord staan, die skrif daarna staan, Maria het nie verstaan wat Jesus sê nie. Maar nogtans was hy hulle onderdanig, hoe mooi is dit? Hy was sy ouers onderdanig en hy het teruggegaan saam hulle en sy ma het alles wat hulle beleef het in haar hart gehou, naby haar hart gehou. Hoe mooi is dit? So Jesus was van jongs af gehoorsaam aan die Vader, aan die wil van die Vader. En hy was onderdanig aan sy ouers. Sien, baie keer wil ons onderdanig wees aan die Vader, maar ons is nie onderdanig aan ons ouers nie. Ons dalk nie onderdanig aan ons werkgewer nie, of ons leiers nie. Onderdanig begin in ons vertikale verhoudings voordat nog horisontaal voordat nog vertikaal is. Maar dan lees ons verder in die Bybel en Paulus skryf in Filippense, ons het so lekker laas jaar Filippense deurgegaan, maar daai belangrike stukkie van Filippense 2 sê Paulus, julle moet dieselfde gesindheid hê as Jesus. En dan verduidelik hy, wat is die gesindheid van Jesus? Dan staan daar Jesus wat die gestalte wat God is, wat die gestalte van God is, het die gestalte van mens aangeneem. En dan het hy homself verder verneder om 'n slaaf te word. En dan het hy hom nog self verder verneder om gehoorsaam te wees tot die dood. Ja, die dood tot die kruis. So, dis wie Jesus was. Yes, hy was God, maar hy was gehoorsaam. Hy was onderdanig. So dit is ek wil amper sê 'n tip wat Jesus wat die woord vir ons gee. As ons gaan nou kom by toewyding en krag, maar as ons by krag wil uitkom, begin dit by gehoorsaamheid. Dis daai sê ding die 4 P's dat private prayer leads to public power. En baie keer wil ons wil krag sien en ons wil verandering sien, ons wil transformasie sien, maar in die privaat agter toe deure of waar niemand ons sien nie, in ons familie en ons gesin, daar lewe ons 'n ander lewe. Dit begin daar. Gehoorsaamheid begin daar. Dis waar dit begin. En as ons sien, Jesus was gehoorsaam, verwag hy het vir ons ook. En dit is my hartsbegeerte dat ons as Every Nation Wellington en die groter kerk ook, maar my fokus is nou hier, dat ons ook God sou gehoorsaam. Ons ook die stem van die Here sal gehoorsaam. En interessant, Jesus in Matteus 7, Matteus 5, 6 en 7 is die bergrede, die bergprediking. Dis waar Jesus gepreek het en hy ek wil amper sê, die New Commandments gegee het. En hy sluit dit af, in die einde van hoofstuk 7, sluit hy af, en hy sê, dat julle wat luister, en wandel daarna, die wat gehoor het, en dit doen, sal vergelyk word, soos 'n verstandige man. En ons ken nou 'n stukkie, verstandige man, soos 'n verstandige man, wat sy huis op rots gebou word. Maar as jy luister, en jy nie doen nie, gaan jy soos 'n dwaas wees, wat jou huis bou op die fundament van sand. En as dit reën, hier is die ding, dit gaan reën, julle. Garantie vir julle, soos dit nou brand, dit gaan weer brand iewers. Dit gaan weer reën. Daar gaan storms kom. Daar gaan challenges kom. Die vraag is dan, is ons soos daai verstandige man, wat die woorde gehoor het, wat Jesus sê het, en dit doen. Want kom ons wees eerlikwaar, as ons hierdie jaar vat, en jy hoor net die woord op 'n Sondagoggend, kom ons sê 50 Sondae, of 48 Sondae, en jy doen dit, ons gaan nou ander mense wees. Ons gaan blink as jy aanstap 2027. Ons gaan skyn. Maar ons doen nie altyd. Ons doen nie. En Jesus sê, die wat luister en daarvolgens handel,
Hy is soos 'n verstandige man. En net 'n paar skriffies voor dit, Matteus 7 vers 21 tot 23, sê Jesus hierdie harde woorde. Hy sê, nie almal wat sê, Here, Here, gaan in die koninkryk van in die hemel inkom nie, en die wil van God doen nie. Daar gaan van julle wees wat sê, Here, Here, en wat bose geeste uitdryf, en wat miracles doen, wonders, en daai goeders moet ons doen hierdie jaar. Ek sê nie ons moet dit nie, maar Jesus sê, hulle doen daai goed, maar, hy sê die Here, maar ek het hulle nie geken nie. Hy skryf, sê die woorde geken. Met ander woorde, om gehoorsaamheid te lewe, om in die wil van God te lewe, beteken jy ken die Here. Jy luister en dan doen jy. Ons almal, meeste van ons het kinders. Ons wil tog hê ons kinders moet luister. Baie keer hoor Pieter John my luister nie. Hoor is eintlik maar net, jy weet, ek hoor my pa vra vir my iets, maar ek doen dit nie. Luister is eintlik, jy luister en dan tree jy op. Dan is jy gehoorsaam. Jy doen wat daar gevra word. In Johannes 14 vers 21 sê Jesus die volgende. Johannes 14 vers 21. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dis hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom ook lief hê en aan hom openbaar. Wie my opdragte het en dit uitvoer. Ons almal het die Here se opdragte. Ons almal het die Here se opdragte. En daai laaste stukkie is eintlik so mooi, dis 'n preek vir 'n ander dag, maar en my aan hom openbaar. Die Here sal homself openbaar aan ons as ons daai doen. As ons hom liefhet, sy opdragte uitvoer. En dis eenvoudig julle. Dis nie moeilik nie. So ons sien duidelik hier dat Jesus roep ons om gehoorsaam te wees. En as jy nie weet waar om te begin nie, waar om gehoorsaam te wees nie, begin by die twee groot prioriteite wat die Here vir ons gee. Groot gebod en die groot opdrag. Groot gebod is, Jesus sê, hê my lief met jou hele verstand, met jou hele siel, met jou hele liggaam. En hê jou naaste lief soos jouself. Dis die twee groot gebooie. Kom ons begin daar. En dan sê Jesus, die groot opdrag, wat's dit? Matteus 28 vers 18, van vers 18 af staan daar dat Jesus sê, en alle mag is aan my gegee. En daarom gaan na die nasies, maak disipel, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle gesê het. En ek sal by julle wees tot die einde van die dag. Die groot gebod, groot opdrag. Begin daar, eenvoudig. Hierdie jaar gaan 'n jaar wees wat ons gaan disipels maak. Wat ons konnetgroepe gaan plant, waar ons gaan uitreik. Al hierdie stoele wat nog nie is nie. Wie moet daar wees? Yes, dalk jou buurman, dalk jou vriend, dalk jou pa, dalk jou ma. Maar die een wat daar moet wees, is die een wat nie Jesus ken nie. Dis hoekom ons hier is, julle. En ons klink dalk dit klink later dalk soos 'n wat noem 'n telegram, wat noem is daai ding wat net aanhou. Ons gaan nie ophou nie. Maar dis hoekom ons hier is. Ons is geroep, ons is gestuur. Johannes 3 vers 16, ons almal ken dit. God het die wêreld so lief gehad en hy het sy enigste gebore seun gevat. Wat het hy gedoen? Gegee, gestuur, sodat die wat aan hom glo, die ewig nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal kry. Jesus was 'n missionary, hy het gekom, hy was gestuur. Hy het nie net gekom om aan die kruis te sterwe en dis sy hoofdoel gewees, maar hy het gekom om vir ons te wys, hoe lyk hierdie lewe om op aarde te wees. Ek hou van wat David Livingstone sê,
missionary wat doodgegaan het in Afrika. Hy het gesê, God had an only son, and he was a missionary. En hoe is dit nie? God had an only son, and he was a missionary. So daar's 'n duidelike blueprint wat vir ons gegee was, en die Bybel is baie duidelik daaroor. So, ons gaan hierdie volgende maand en 'n half, hierdie res van Januarie en Februarie, gaan ons bietjie praat oor ons missie en ons visie en disippelskap, en die Here het laas jaar duidelik met ons gepraat oor evangelisasie. Hoe ons kan beter in evangelisasie. Ons is goed om verhouding te bou en disippels te maak. Maar wat van daai mense al buite? Wat van daai mense wat vandag of vanoggend besluit het, weet jy wat, nee, ek gaan nie kerk toe kom nie. Ek gaan op my fiets klim of ek gaan hike. Of ek gaan begin, ek gaan lekker breakfast maak vir my familie. Daai goed is alles great. Maar ons glo, hulle kan hier wees, hulle kan die woord hoor, hulle kan gedisipel word, hulle kan geliefd word, hulle kan, soos die Engelse man sê, belong in 'n familie, in 'n geestelike familie. Dis wat ons die Here vertrou, julle. Ons vertrou hulle om siele in bekering te kom. Dis wat ons die Here vertrou hierdie jaar. En ek wil nie hê dit moet net 'n ding wees wat HP of Ivan of Stein of wie ook al hier van vooraf net sê nie. Dit moet nie 'n ding wees van, ag, jy weet, ons sê dit my elke jaar. Maar dit moet iets wees wat in ons hart verander. Ek dink sommer nou in Dr. David Livingstone wat sy lewe gegee het vir Afrika, en hulle het letterlik, ek dink jy het dit al vir julle gesê, hulle het letterlik sy hart uit sy liggaam gehaal en dit begrawe in Afrika. Letterlik. En sy liggaam terug Engeland toe gestuur. Hoekom? Want sy hart was vir Afrika. Hy was 'n Engelsman, vir Skot, ek is seker nie, maar hy kom van Europa af. Maar sy hart was in Afrika. Kan ons sê ons hart is vir Wellington? Ons hart is vir ons buurman. Ons hart is vir ons skool, vir ons juffrouens. Kan ons dit sê? Dis wat die Here ons roep voor. Ons gaan ek gaan dit net weer noem, ek gaan dit weer opsit, 'n Connect-groep afskop hou, 1 Februarie, gaan 4 uur wees, daar gaan kindersorg wees, en pastoor Gillian Davids, ook hy's ook een van die apostoliese leiers van Suidelike Afrika Every Nation. Hy gaan nie wees, ons het dit reg gekry laas jaar om hier te kry. Sy dagboek is vol, baie kerke nooi hom om hierdie goed te doen, maar ons het dit reg gekry om hom hier te hê. Dit gaan 'n voorreg wees. En ek nooi julle uit. Kom ons wees daar. Of jy nou in 'n groep is of nie in 'n groep is nie, kom. En as jy in 'n groep is en jy wil iemand nooi wat nie in 'n groep is nie, kom. As jy hierdie jaar 'n groep wil plant of begin, 'n disippelskapgroep, kom. Dis die tyd, julle. Daai oggend gaan ons derde verjaarsdag vier. Ons is nou al ons 4de jaar, maar in Februarie het ons geplant 3 jaar terug. So ons 'n lekker celebration nou. Ons gaan ook ordination nou. Wat is dit in Afrikaans? Dit weet ek nie. Maar ons gaan ons nuwe leiers voorstel, en Marley en Stein as nuwe ouderlinge wat bykom by die span. So daai Sondag gaan 'n groot dag wees. Ons gaan ook lekker deel vir die res van die jaar wat die Here ons roep voor. So moet dit nie mis nie. Hou dit uit. Lekker vol Sondag wees. So ons sien dat ons moet gehoorsaam wees. En die Here roep ons vir 2 groot dinge, 2 groot prioriteite, groot gebod en 'n groot opdrag. En om dit te kan doen, kan ons nie op ons eie doen nie. Yes, ons moet dit saam familie doen. Dis belangrik, maar ons moet dit doen deur die krag van die Heilige Gees. Ons kan dit nie sonder krag doen. En ons sien dit in Jesus se lewe hierso. Sien ons Matteus 3 vers 16 tot 17. Daarna het Jesus ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dis my geliefde seun, oor hom verheug ek my." Mooi is dit nie? En dis wat die Here vir ons sê, as individueel, maar ook as gemeente.
my geliefde seun, my geliefde dogter, my geliefde seuns en dogters. Oor julle verheug ek myself. Hy's opgewonde, hy's opgewonde oor ons en dis wat ons moet weet, dis moet ons besef. Maar ons sien hierso dat Jesus is gedoop. In Handelinge 10 vers 38 beskryf daai hele gedeelte so mooi. Dit staan met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan en goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Ons sien twee dinge in daai skrif, gesalf, en ons sien dat God met hom was. En as ek daaraan dink, dat daai hele stukkie altyd dink, en daai woorde wat as God met hom was, dink ek aan Moses, na daai hele geval daarin, waar hy opgegaan het en toe hy die wette gekry het, afgekom het en die volk het gesondig en God se toorn het afgekom en hy was kwaad. En God het homself bietjie gedistansieer. En God het vir Moses sê, julle kan maar gaan, julle kan maar die beloofde land ingaan, maar ek gaan nie saam nie. Moses het gesê, nee. Here asseblief, ons gaan nie, as u nie saam ons gaan nie. Mag ons so 'n familie wees, wat sê, ons gaan nie kerk hou nie, ons gaan nie 'n volgende diens hou nie, ons gaan nie weer by mekaar kom by 'n connect-groep, of dit nou 'n Vrydagoggend, of 'n Donderdagoggend, of 'n Dinsdagoggend, of 'n oggend, of 'n middag, of 'n familiegroep is nie, ons gaan nie by mekaar kom, as ons u nie by ons het. Julle, ons is dood sonder die Here, ons is dood sonder die Heilige Gees. Dink nou aan, as ek reg is 2 Timoteus 2 vers 4, waar Paulus skryf dat julle is maar net skynheiliges, of hy sê eintlik pasop vir daai skynheiliges, wat skyn van godsdiens. Wat maar net skyn, hulle lyk soos Christen. Hulle praat soos Christene, maar hulle is nie eintlik. Hulle het nie ware godsdienst. Hulle godsdienst is sonder krag. Mag ons nie soos hulle wees. Klink hard. Maar mag ons bemoedig tyd met hom te spandeer. Mag ons bemoedig om gedoop te word met die Heilige Gees. As jy nog nie gedoop is nie, kom vorentoe na die tyd. Of as jy nie wil vorentoe kom nie, vra vir ons. Ons sal na jou toe kom. Maar laat ons die hande op lê en dat ons die Here vertrou vir die doping van die Heilige Gees, want dit is nie die doping van die Heilige Gees wat krag bring. Dis nie ons eie motief nie ons eie passies nie. Jy kan die oggend opstaan en sê, yes, ek is nou hier, ek gaan hierdie dag omkeer. Jy gaan nie. Jy gaan vandag, maar môre gaan jy nie, want jy doen dit sonder die Heilige Gees. Maar met die Heilige Gees het ons krag. Daar gaan vrug wees met die Heilige Gees. So die Here soek gehoorsaamheid, soek toewyding en hy soek krag. En die krag kom ook met vas. En hierdie woord vas, ek weet nou, as ek hierdie woord vas sê, dan kry ons al klaar 'n kol op ons maag. Nie omdat ons honger is nie, maar omdat ons bang is. Wil nie vas nie. Maar ek wil sê, almal van ons is geroep om te vas. Almal van ons. Dit is nie net iets wat iemand spesiaal doen nie. Almal van ons is geroep om te vas. Om te dink, Jesus het gevas. Nee, maar kom ek lees die skrif. Matteus 4 vers 1-2. Toe is Jesus deur die Gees weggelei in die woestyn om versoek te word deur die duiwel, en nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het hy naderhand honger geword. So daai het goed gebeur. Jy kan dit lees in Lukas 4 en Matteus 4, hoe Satan hom versoek het. Ek gaan nie daai se preek wat ons kan doen, maar jy kan nie die fokus op die versoeking sit nie. Maar die punt is, Jesus het gevas, en wat interessant is, wat ek nou net wou gesê het, is dat, om te dink, Jesus is nou gedoop, 'n duif het afgekom, die Heilige Gees het soos 'n duif afgekom, en hy het uit die water gekom, en hy is gedoop, en die Here spreek hierdie
hierdie mooi woorde oor Jesus en daar lê die Heilige Gees om in die woestyn. Dit klink nie reg nie en dit is die omgekeerde koninkryk, the upside down kingdom. Hierdie koninkryk werk anders. En om te dink Jesus moes eintlik daarso en as God nou, jy weet, mense in die vlees sal sê nee, Jesus is nou gedoop, hy's bemoedig, hy's bekragtig, hy's gesalf. Dan moet eintlik 'n koets kom, jy weet, dan moet 'n koets kom in 'n hele weermag en Jesus sit op die koets met sy kroon en daar gaan en hy verander die hele Jerusalem. Nee, dit het nie gebeur. Jesus het ons 'n voorbeeld gewys. Hy het gesê en die Heilige Gees het hom gelei om te vas. En wat is vas julle? En dis belangrik dat ons dit sê want ek het agtergekom ons weet nie wat's vas nie. Vas is nie ek vas van my Facebook nie. Dit is dalk dit ook, maar dit is nie dit nie. Dis great as jy van jou Facebook vas, begin sommer nou. Moenie wag vir die vas weekie. Vas is om nie te eet nie. Om nie koffie te drink nie. Né? Hoe baie hoor ons daai? Nee, ek gaan net nie van koffie vas nie, jy weet, want dan gaan ek onttrekkingssimptome kry. Dis juist die punt. Jy moet onttrekkingssimptome kry. Jy moet swaar kry. Dit gaan oor jou vlees wat moet suffer. Dit klink nou baie rof hier. Dit klink of ek nou 'n kampstaalraad hierso vir julle gee. Dit is nie dit nie. Maar ek dink ons moet verstaan wat is vas en iets belangrik wat ek het iets gehoor en dit het my nogals laat dink oor hoekom vas ons van kos? Want om te dink kos is waarvoor ons werk. Ons lewe gaan oor kos. Meeste van ons eet 3 male, van ons eet meer en van ons eet minder. Maar die punt is ons werk om geld te maak sodat ons kan eet, sodat ons kan lewe. En die oomblik as ons nie eet nie, beteken dit ons is afhanklik van Jesus. Dis die punt van vas dat ons vlees moet onderdanig maak aan die Gees. En die wat nou al gevas het en wat ordentlik gevas het sal weet, dis moeilik vir die vlees, maar wat doen dit in die Gees? Jou Gees word opgebou. Jou Gees word bemoedig, word bekragtig. Vlees is moeg. Maar dis die punt. Dis die punt dat ons Gees moet opgebou word. So dis 'n goeie punt om nou net dit sommer af te kondig weer. Ons vas en gebedsweek is van 2 tot 5 Februarie, van Maandag tot Donderdag. Ons gaan nie opcheck op enige iemand nie. Jy kan besluit of jy wil vas of jy wil deelneem of nie. Daar is boekies wat jy kan volg. En ons gaan in die oggende bymekaar kom. Tussen 6 en 7. Jy kan net vir 5 minute ook kom. As jy net 5 minute het, dan kom jy, dan kom bid jy saam. En ons gaan saam bid. Ons gaan saam bid vir die jaar. Ons gaan saam bid wat die Here vir ons gee as familie. Maar jy kan of course ook bid vir jou. En wat die Here vir jou roep en vir jou gesin. So hier is 'n geleentheid waar ons as Every Nation Wellington, Parel, maar ook globaal saam bid. En daar's krag in. En iets wat die Here persoonlik vir my 4 jaar gegee het, is die woord selfbeheersing. En ek het baie daaroor gebid. Hoekom selfbeheersing? En die oomblik as jy nie selfbeheersing reg kry nie, dan beheer iets anders jou. En vas, wat doen vas? Vas onderdruk die vlees sodat die Gees, die Here in die Gees kan werk. En ek het net besef as ek het nou persoonlike goeders wat ek dalk, jy weet, kos, so wat ook al, jy weet, dit jy hoef nie daar te weet. Maar die oomblik as ek daar begin, beteken dit ek kan selfbeheersing in die Gees toepas. Daar's iets wat in die Gees gebeur as jy goeders reg kry in die prakties. En selfbeheersing begin met die vlees. Begin om jou ouers te onderdanig, byvoorbeeld. As jy daai reg kry, dan kan jy goed in die Gees ook reg kry. So daai is nou eintlik maar iets wat ons anders preek op sy eie, fokuspunt op sy eie. Maar die oomblik wanneer iets jou beheer, beteken dit jy's 'n slaaf tot daai ding of daai iets.
En dit is waar die woord verslawing kom vanaand. Want jy's verslaaf, jy's 'n slaaf van iets beheer jou. En die Here het ons geroep om vry te wees, om te heers. Heers is in selfbeheersing, jy het agtergekom. Ons is geroep om te heers. Heers oor sonde, heers oor eet en drinkgewoontes, ons moet te heers oor baie dinge, ons geroep om te heers finansiëel. Maar daai goeders begin by selfbeheersing, begin by die klein goedjies. Okay, daar is nou 'n preek op sy eie, wat die Here op my hart gesit het, maar ek wil graag hierdie skrif net afsluit mee, en dit het ek eintlik regtig eers vanoggend bygelas, want ek voel, die Here praat met hierdie skrif, en dit is 2 Timoteus 1, vers 7 tot 8. Dit staan, die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie. Jy moenie skaam wees nie. En jy moet jou ook nie skaam vir my om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gegee het. Hoe mooi is dit nie? Die Here gee vir ons krag, liefde, selfbeheersing. Maar dan sê hy ons, moenie skaam wees nie. Moenie skaam wees om die evangelie te verkondig nie. Moenie skaam wees vir my wat hier in die tronk sit en hierdie brief skryf nie. Moenie skaam wees nie. Wees trots op dit. Ek gee my lewe vir julle. Ek gee my lewe vir die Here om die goeie nuus te verkondig. Moenie skaam wees nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Ons kan nie lewe doen sonder die krag van God. Ons kan nie. Dit is godsdiens. Godsdiens het nie krag nie. Godsdiens is goeie gewoontes, goeie tradisies, maar dit het nie krag. Godsdiens, daar's dalk, ek nou dalk die negatiewe deel van godsdiens gedeel. Godsdiens is ook goed. Dis waar ons God dien. Maar daar's 'n lewende godsdiens, maar daar's ook 'n dooie godsdiens. Mag ons hierdie jaar heers om gehoorsaam te wees, in toewyding en vol van krag. Kom ons sluit ons oë, dan bid ek vir ons. Here, dankie vir die woord. Here, dankie dat ons nuwe jaar voorneming, Here, uit die woord kan kry. Here, dat ons wil weet, Here, wat is die wil van God, Here, dat ons sal gelei word na die woord toe. Here, want dit is so duidelik wat u wil vir ons is, vir ons persoonlik, maar ons ook as gemeente, as kerkfamilie. Here, en ek bid, mag ons voorneming kry uit die woord, Here. Here, mag ons geestelike voorneming groter wees as ons materialistiese, fisiese voornemings. Here, mag ons die groot opdrag en die groot gebod, Here, as 'n hoë prioriteit beskou, Here. Mag dit nie net opgeskryf word deur ons visie en missie nie, Here, maar mag ons dit uitleef. Mag ons dit word, Here. Mag ons dit doen, Here. Here, in Romeine 12, die bekende skrifgie sê hy so duidelik, Here, om die wil van u te onderskei, Here, die perfekte, volmaakte wil. As ons dit wil onderskei, Here, moet ons nie gelyk word aan hierdie sondige wêreld nie. Maar ons moet onsself verander, Here, sodat ons ons denke kan vernuwe, Here. Here, en ek bid, mag hierdie jaar 'n blank canvas wees, mag dit iets nuut wees, Here, waar u kom skryf, Here, in ons harte, Here. Here, waar u ons kom visie gee, Here, kom motiveer, Here, dat u die passie in ons hart sit, Here, vir hierdie jaar. Mag dit nie selfgedrewe wees nie, Here, maar mag dit God gedrewe wees, vol van krag en die Heilige Gees. Bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.